'n Baie besige week en afgelope paar dae in vanaand se program gaan ek met Jaco Kleinhans gesels oor 'n hele paar onderwerpe, onder andere die Israel-Hamas vredesooreenkoms. Daar's moontlike staatsgreep poging in Madagaskar en natuurlik hier op eie bodem is daar bespiegel dat Gazelle helikopters vanuit Suid-Afrika na Libië gesmokkel is. So baie welkom by vanaand se program Fokus. Jaco, baie welkom ook aan jou en welkom terug in Suid-Afrika. Ja, baie dankie. Dit is lekker om terug te wees, lekker om weer met julle te gesels. So in interessante tye, plaaslik, maar natuurlik veral internasionaal, altyd lekker om weer terug te wees. Ek dink ons begin internasionaal, Jaco, want lyk my dis tans besig om te gebeur en dit is die Israel-Hamas vredesooreenkoms. Trump het natuurlik eers in Israel gestop waar hy 'n luide applous in die parlement gekry het en hy het toe na Egipte gevlieg en daar het hulle nou tans die vredesooreenkoms geteken. Vertel ons 'n bietjie meer oor hoe deurslaggewend is hierdie vredesooreenkoms wat Trump bemiddel het. Dit is uiters deurslaggewend, Pieter, en ek dink is baie belangrik om te bevestig dat hierdie baie meer wesenlik is as enige tydelike skietstilstandooreenkomste wat die afgelope 2 jaar bereik is. Daar is sommige kommentators en mense wat nou vandag dit probeer onderspeel het en wat probeer sê het, ja, maar goed, daar was ook 'n jaar en 'n half terug byvoorbeeld sê maar 'n skietstilstand van 'n paar dae en daar's ook gijslaers uitgeruil of so, maar hierdie is baie meer wesenlik. En daar's 'n paar redes daarvoor. Die een is natuurlik dat Hamas gedwing is om al die oorblywende gijslaers vry te laat. Met ander woorde, teen vanaand waar ons nou gesels, is daar geen gijslaers wat meer lewendige gijslaers wat meer deur Hamas aangehou word. Met ander woorde, Hamas het daardie onderhandelingsposisie waar hulle verkeer het of wat hulle tot hulle beskikking gehad het die afgelope 2 jaar, het hulle nou verloor. Hulle het altyd die gijslaers tot hulle beskikking gehad om oor te onderhandel en hulle kon dit altyd teen Israel gebruik in alle onderhandelinge. Daardie posisie is nou verby, vir eens en vir altyd verby. Die oorblywende 20 lewendige gijslaers is vrygelaat en die eerste liggame van die oorledenes is ook, ek dink so 4 liggame is vanmiddag reeds oorhandig. Die res sal seker in die volgende paar dae hopelik dan ook volg. So, ek dink dis die eerste belangrike punt om te maak, is dat daar met ander woorde nou nie meer gijslaers aangehou word nie en Hamas kan nou nie meer in onderhandelinge sê, ja maar goed, ons wil dit of dat in ruil vir gijslaers hê nie. Dit is belangrik. Die tweede belangrike punt is miskien nie dit wat in Tel Aviv en in Jerusalem vandag gebeur het nie, en president Trump wat natuurlik eers daar was, hy het die Knesset, die Israeliese parlement toegespreek en die gijslaers is vrygelaat, dit alles het gebeur, maar die belangrike gebeurtenis was vanmiddag, en dit is nou nog steeds aan die gang soos wat ons nou gesels vanaand, die ontmoeting in Egipte. Daardie baie belangrike beraad wat baie vinnig aan mekaar geslaan is en interessant genoeg ek lees vanmiddag die omvangryke veiligheidsmaatreëls wat geld vir hierdie beraad in Egipte en natuurlik almal wat daarbey betrokke is. Dis 'n werklik waar omvangryke groep leiers, wêreldleiers wat betrokke is. Jy weet, van strydende lande soos Indië en Pakistan wat nou nie juis om dieselfde vuur sit nie, wat nou nie juist groot vriende is nie, wie se staatshoofde daar is. Die Arabiese lande word byna almal verteenwoordig, lande uit die Midde-Ooste meestal, maar ook lande uit Wes-Asië, mens dink aan Azerbaijan, Armenië, Turkye, al hierdie lande se staatshoofde is daar in Egipte teenwoordig om te praat oor die pad vorentoe, en hulle praat reeds oor presies hoe gaan hierdie vredesooreenkoms dan nou geïmplementeer word, hoe gaan daar 'n tydelike regering in die Gaza-strook gevestig word. Wie gaan 'n beheer wees daarvan? Ek hoor dat daar's nou so 20 minute terug gesê by hierdie beraad dat die voormalige Britse premier Tony Blair gaan 'n belangrike rol daarin speel. Egipte gaan sekerlik 'n rol speel, Jordanië gaan 'n rol speel, sommige van die golflande gaan 'n rol speel. En interessant genoeg natuurlik president Donald Trump en sy Egiptiese eweknie wat die gesamentlike voorsitters dan nou is van hierdie
hierdie kan mens maar noem 'n internasionale groepering van diverse lande wat gaan seker maak dat hierdie vredesooreenkoms geïmplementeer word en uiteindelik dat daar 'n langtermyn oplossing vir hierdie voortdurende konflik wat nou al so lank gevind kan word. So ek dink hierdie is regtig wesenlik. Dit is die beste hoop op vrede die afgelope 2 jaar sedert daardie oorlog deur Hamas ontketen is, maar ek wil ook so ver gaan om te sê dis die beste kans op vrede eintlik in dekades, want onthou ons het eintlik maar 'n voortdurende oorlog nou in dekades gesien tussen Israel en die Palestynë. Daarmee sê ek nie daar gaan môre maanskyn en rose wees nie. Daar's steeds baie uitdagings. Aan die Wes-oewer is daar reuse uitdagings in die spanningvolle verhouding tussen Israel en die Palestynë. Ons sien reeds die afgelope dag of 2 Hamas wat probeer hergroepeer en herorganiseer in die Gaza-strook en wat steeds oor wapens beskik. So daar gaan baie groot veiligheidsuitdagings wees oor die volgende dae en weke, maar ek dink wel hierdie is 'n reuse deurbraak. Ek sien ook Egipte het vir Donald Trump gevra om vir die moontlikheid dat Amerika troepe stuur vir die Gaza-strook. Dink jy dit gaan gebeur? Dit is natuurlik die groot uitdaging. Kyk Pieter, die punt is almal is bly oor 'n oor 'n vredesooreenkoms. Ek dink hierdie is 'n baie goeie vredesooreenkoms. Ek dink almal is dankbaar dat die gijslaers vrygelaat is vandag, dat ons ten minste in die rigting beweeg van 'n langer termyn oplossing. Maar die moeilike kwessie nou is wie moet die vrede bewaar? Jy het nou 'n vredesooreenkoms, Israel het ingestem daartoe, Hamas het ingestem daartoe. Jy het breë ondersteuning, globale ondersteuning. Ek wil so ver gaan om te sê, daar is nie eintlik lande wat regtig nie noodwendig ten gunste is van hierdie ooreenkoms nie. Kyk, selfs Iran is genooi om hierdie beraad by te woon in Egipte. Hulle het nou gister gesê hulle gaan dit nie bywoon vanaand nie. Maar kom ons wees eerlik, daar's eintlik 'n globale steun vir hierdie vredesooreenkoms, maar hierdie vredesooreenkoms gaan net slaag indien die vrede behou kan word. En vrede word behou met op die harde manier, met soldate op die grond, gewapende magte, intelligensie samewerking, 'n wesenlike ontplooiing nie net van vredesmagte nie, maar werklik waarvan militêre magte met slaankrag wat definitief dit kan afdwing, want hierdie is 'n vredesooreenkoms wat afgedwing sal moet word. En ek dink dit is een van die moeilikste kwessies wat by hierdie beraad in Egipte nou uitgeklaar sal moet word. Indien dit nie daar uitgeklaar word nie, dan ten minste oor die volgende paar dae uitgeklaar sal moet word, is presies wie gaan soldate stuur. Wie gaan verantwoordelik wees daarvoor om uiteindelik seker te maak dat Hamas nie weer hergroepeer nie, dat daar nie weer 'n soort van herorganisasie van Hamas plaasvind nie, dat Israel sy kant van die ooreenkoms nakom. Dis 'n moeilike ene. Dis 'n heelwat moeilike uitdaging. Ek kan amper nie 'n scenario insien op hierdie stadium waar Amerika nie op een of ander manier militêr betrokke is nie. Interessant genoeg, ek sien Mahmoud Abbas, die president van die Palestynse owerheid, is ook betrokke by hierdie gesprekke nou vanaand daar. Pakistan, sy eerste minister Shehbaz Sharif is daar betrokke, en dit is almal mense wat hierin 'n rol kan speel. Maar kom ons wees eerlik, militêr gesproke is Amerika belangrik, en ek sou sê van die Arabiese lande is belangrik. Egipte, die golflande, die ryker golflande wat kan bekostig, soos Qatar, die Emirate, Saudi-Arabië, van hulle sal 'n rol moet speel. Miskien selfs Pakistan, ons weet president Donald Trump het 'n baie goeie verhouding met Pakistan. Turkye natuurlik ook, die Turkse president Recep Erdogan was 2 weke gelede in die Withuis gewees, en ek het 'n vermoede Trump het toe reeds dit ook met Erdogan bespreek. So jy gaan waarskynlik 'n breë koalisie kry van lande wat almal militêr gaan saamwerk om hierdie vredesooreenkoms af te dwing. Ek dink wat Trump wil verhoed is Amerikaanse soldate in die Gaza-strook. Ek dink nie hy wil troepe op grond ontplooi wat moontlik natuurlik wie se lewens bedreig kan word. Die Trump wil nie gesien word as iemand wat weer 'n Amerikaanse president wat weer eens Amerikaanse troepe na die Midde-Ooste gestuur het nie, maar ek dink wat Trump bereid sal wees om te doen is om baie sterk militêre ondersteuning te verleen
in terme van wapentuig, intelligensie, die gebruik van natuurlik Amerika se talle weermagbasisse in die Midde-Ooste. Amerika beskik oor uitstekende weermagbasisse wat goed toegerus is met goeie tegnologie. Hulle beskik oor hommeltuig tegnologie. Hulle het werklik waar die vermoë om enige vredespoging baie sterk by te staan. Maar ek dink die Amerikaners sal natuurlik graag wil sien dat meer ander lande, veral lande uit die Midde-Ooste, dan nou bydra tot hierdie vredesmagte. Maar ja, ek dink as ons daaroor 'n ooreenkoms kan sien, dink ek hierdie vredesooreenkoms kan slaag. Die uitdaging sal wees, jy het genoeg soldate op grondvlak nodig om nou hierdie vredesooreenkoms af te dwing. Dan net om af te sluit oor hierdie onderwerp, wat beteken dit vir die streek, vir die Midde-Ooste? En ek meen Iran en Israel is nog steeds op mespunt. Dink jy Hamas gaan Iran gebruik om weer te hergroepeer? Kyk, hulle sal natuurlik enigiets moontlik wil gebruik om te hergroepeer. Hamas is in sy wese 'n terreurorganisasie. En ek dink die werklikheid wat nie net Amerika en natuurlik Israel nie, maar soveel ander lande die afgelope tyd ingesien het. En ek verwys hier ook na talle moslemlande, jy weet, lande soos Egipte, lande soos Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate, dalk nou nie noodwendig Qatar of so nie, maar tog sommige van hierdie Arabiese lande wat hulle wel ingesien het, is dat Hamas onrehabiliteerbaar is, dat Hamas in sy wese 'n guerrilla terreurbeweging is. En dat jy met ander woorde nie 'n toekoms, 'n vreedsame toekoms kan sien in die streek en 'n vreedsame naasbestaan tussen Israel en die Palestynë kan sien terwyl Hamas bly voortbestaan nie. Nou, jy kan nie heeltemal Hamas vernietig nie. Dit het ons die afgelope 2 jaar gesien. Israel het baie hard probeer teen 'n reuse koste. Jy weet, daar's byna 2000 Israeliese soldate dood in hierdie oorlog. Dit het Israel baie geld gekos en steeds bestaan Hamas. 'n guerrilla beweging wat in gewone klere tussen burgerlikes beweeg, kan nooit heeltemal uitgewis word nie. So Hamas sal bly voortbestaan. Die vraag is of jy Hamas se rol dramaties kan beperk en kan seker maak dat hy nie weer beheer kry oor so groot gebied nie. Ek bedoel, Hamas het die afgelope 19 jaar oor 2 miljoen mense regeer met 'n uistervuis, met geweld geregeer oor Palestynë in die Gaza-strook. So ek wil so ver gaan om te sê, Pieter, ek dink daar is eintlik binne hierdie ooreenkoms min ruimte om regtig vir Hamas se toekoms te sien. Ek dink Iran is baie sterk geïsoleer. Dit is interessant dus ook dat Iran besluit het om nie hierdie beraad in Egipte by te woon nie, terwyl basies die leiers van al die ander Arabiese lande teenwoordig sal wees. En ek dink 'n wesenlike rol sal speel in die afdwing van hierdie vredesooreenkoms. Kyk, Iran se invloed het die afgelope 2 jaar dramaties afgeneem. Dit het afgeneem met die reuse aanslag op Hezbollah in Libanon. Dit het afgeneem met die aanslag op die Houthi-rebelle in Jemen. Dit het afgeneem met die uitwerp van die regering in Sirië, van al-Bashar se regering daar, maar ook groepe in lande soos Irak en in ander lande in die streek wat almal op een of ander manier met Iran verbind was, wat almal verswak is. Hulle is almal nou in 'n verswakte posisie. Die Moslembroederskap, al hierdie organisasies. So Iran is geïsoleer, Iran is verswak, sy invloed in die streek is beperk en ek dink dit is goed. Dit is nodig. 'n Belangrike saak wat ons moet verstaan is dat die meeste lande in die Midde-Ooste moeg is vir die voortdurende konflik. Veral natuurlik die konflik tussen Israel en die Palestynë, maar ook al die ander konflik. Jy weet, daar was burgeroorloë in Sirië en die oorloë in Irak en Afghanistan en ons kan aanhou die voortdurende konflik in Libanon, soveel probleme, terwyl ek dink 'n meerderheid van lande wil nou sien dat daar breedweg in die hele streek vrede moet wees, dat die streek moet vorentoe beweeg. Jy sien daai geluide kom van lande soos Saudi-Arabië, die Emirate, Egipte, Qatar, Jordanië, wat almal in daardie rigting praat. En dit is hoekom ons die Abraham-akkoorde gesien het tydens president Trump se eerste termyn, waar die verhouding tussen Israel en talle Arabiese lande genormaliseer het. So ek het 'n vermoede, ons gaan meer daarvan sien. Ons gaan 'n normalisering sien in verhoudinge tussen byvoorbeeld ook Israel en Saudi-Arabië binnekort.
en dat ons moontlik dan uiteindelik by die punt kan kom van die toekoms van die Palestynë, wat natuurlik 'n Palestynse staat kan behels, en uiteindelik moet behels, maar wat op hierdie stadium eintlik onmoontlik is, omdat die Palestynë nie 'n behoorlike regering tans het nie. Hulle beskik nie oor strukture wat oor die Palestynse gebiede kan regeer nie, maar ek dink daar is groot vordering gemaak en ons moet oppas om miskien altyd swartgallig te wees of die bobbejaan agter die berg te gaan soek. 'n Mens moet eerder sien dat daar vanuit hierdie ooreenkoms werklik waar potensiaal is om vorentoe te beweeg. Jaco, nog 'n interessante wending is dat Trump moontlik Tomahawk missiele aan Oekraïne gaan verskaf. Dink jy dit gaan gebeur? Ek dink ons is baie naby daaraan. Ek dink ons is die naaste nog daaraan en dit is deel van hierdie evolusie van Trump se posisie oor die Oekraïne oorlog. Waarvoor ons sekerlik moet begrip hê. Ek dink mense kan partykeer ook dinge bietjie uit konteks uitsien en baie eng interpreteer. Kyk, Trump het dit in terme van sy buitelandse beleid verlede jaar tydens die verkiesingsveldtog in Amerika baie duidelik gemaak dat hy dit as een van sy primêre doelstellings beskou om 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne. So Trump sien dit as een van sy belangrikste doelstellings. Hy wil Amerika se rol in terme van internasionaal gefokus plaas, nie die soort van voortdurende interventionistiese soort van beleid wat ons onder neokonservatiewe politici soos George Bush en ander in die verlede gesien het nie, maar wel Amerika wat selfgeldend is, Amerika wat sy magsposisie in die wêreld behou en steeds selfgeldend optree, maar dan ook daarin slaag om vrede eintlik vanuit 'n posisie van mag af te dwing. En mense het iets daarvan nou gesien met hierdie ooreenkoms in die Midde-Ooste. Kyk, daar is net een persoon wat vir Benjamin Netanyahu van Israel kon oortuig om in te stem tot 'n vredesooreenkoms en dit was Donald Trump. So Trump het binne hierdie gebeure in die Midde-Ooste absoluut vanuit 'n magsposisie opgetree. Uiteindelik verskillende partye verplig om na die tafel toe te kom. Die feit dat daar vanaand, terwyl ons praat, hierdie reuse verskeidenheid van wêreldleiers in Egipte vergader, is weens die druk van Donald Trump. Hy het vir verskeie lande, as jy dink aan 'n land soos Qatar byvoorbeeld, het hy eenvoudig ingebind in 'n proses waar Qatar eintlik nog baie simpatiek teenoor Hamas gestaan het 'n tyd gelede, het hy eenvoudig Qatar ingebind in 'n proses om hier vrede te sluit. En hoekom ek dit nou alles sê is, ek dink mens sien baie van hierdie proses afspeel rondom die oorlog in Oekraïne ook. Aanvanklik vroeër vanjaar het president Trump probeer om breedweg met gesprekvoering, 'n reeks van voorstelle oor ooreenkomste, uiteindelik selfs 'n fisiese ontmoeting met Vladimir Putin, die Russe te oortuig om 'n vredesooreenkoms te sluit. En ek dink Trump was gewillig om heelwat politieke kapitaal in te span. Met ander woorde, om Oekraïne te dwing om sekere toegewings te maak en uiteindelik 'n soort van oplossing te vind waaruit beide lande miskien 'n wen vir hulle self kan haal, maar jy uiteindelik dan nou wel stabiliteit kan kry aan die einde aan die oorlog. Ons moet met mekaar baie eerlik wees. En ek dink Trump erken dit self. Hy het dit self onlangs in byna soveel woorde gesê dat daardie strategie het nie geslaag nie. En daar's een persoon wat geblameer kan word daarvoor en dis Vladimir Putin. Die Russiese president het eenvoudig net vir Donald Trump bly flous, bly indrukke skep en dan nie by sy woord gehou nie, teruggegaan na ou strategieë en daar's by Trump 'n duidelike frustrasie met Rusland, met die oneerbaarheid waarop Vladimir Putin optree die afgelope tyd, en Trump wat duidelik sy strategie verander het om weer meer wapens, militêre ondersteuning, en dis nie net in terme van wapentuig nie, dit is ook veral in terme van intelligensie. Die Amerikaanse weermag lewer 'n reuse bydrae om intelligensie-inligting beskikbaar te stel aan Oekraïne, om hulle te help met hulle militêre verdediging tydens hierdie aanslag van Rusland, om dit basies te hernie. So ek dink die vraag oor die Tomahawk missiele is deel van hierdie evolusionêre proses waarin Trump sê, maar goed,
As niks van my pogings help nie, van my gesprekvoering, al die onderhandelinge, al die voorstelle wat ons gemaak het, die poging om te fasiliteer in 'n gesprek tussen Vladimir Putin en Volodymyr Zelensky, as niks van dit werk nie, dan gaan ons maar vrede op die harde manier moet afdwing. En dit is dan nou om uiteindelik vir Oekraïne te help om terug te slaan. Kyk, die werklikheid is Rusland voer tans byna daagliks aanvalle op burgerlikes in Oekraïense grondgebied uit. En Oekraïne wil dieselfde doen. Hulle wil missiele afvuur op Russiese grondgebied, op Russiese burgerlikes. Hulle wil Russiese burgerlikes doodmaak in Russiese dorpe. En die Tomahawk missiele sal dit vir hulle moontlik maak. Dis 'n medium tot langafstand missiel. Hy is baie maklik om te gebruik. Kan verskillende koppe gebruik. Dit is met ander woorde maklik om plofstof af te vuur. Ek dink as jy bietjie kyk na die wyse waarop Oekraïne tans oorlog voer, dan is die Tomahawk missiel waarskynlik baie geskik. Dis 'n stelsel wat ek dink uiteindelik 'n reuse bydrae kan lewer tot nie net 'n defensiewe strategie nie, maar ook 'n meer offensiewe strategie deur Oekraïne. Dit sal natuurlik 'n nuwe fase inlei in hierdie oorlog. Tot nou toe was Oekraïense aanslae op Russiese grondgebied baie beperk. Dit was of met gefokusde aanvalle op individue soos generaal in Moskou of so, of dit was dan binne 'n sekere streek direk aangrensend aan Oekraïne. Die gebruik van Tomahawk missiele mag natuurlik beteken dat Oekraïne op 'n baie wye gebied, veral in die westelike dele van Rusland, lugaanvalle sal kan uitvoer en dan nie net infrastruktuur teiken nie, maar selfs Russiese dorpe en burgerlikes teiken. Eintlik maar dit wat Rusland tans in Oekraïne doen. So dit gaan verseker 'n nuwe fase wees. Ek dink Trump dreig op die oomblik eers. Hy wil eers kyk wat Rusland se reaksie is. Maar ek dink indien wat eintlik maar gebeur het die afgelope 9 maande, indien dit maar voortduur dat Rusland bloot maar net nie reageer op waarskuwings nie, dan gaan Trump waarskynlik voortgaan en hierdie missiele voorsien aan Oekraïne. Ek wil net voor ons aangaan na ons volgende onderwerp toe oor Madagaskar. Dit voel vir my asof president Donald Trump half in sy eerste termyn amper half bietjie gesukkel het met regeringsstrukture, asof hy nie amper sy voete kon vind daar nie, maar dis asof in sy tweede termyn amper soos die Phoenix gereis het. Ek meen hy's nog nie eens 'n jaar op kantoor nie en ek dink hy het al baie meer verrig as wat Biden in sy 4 jaar kon gedoen het. Dis net jammer hy kan nie vir nog 'n termyn staan nie, maar dink jy JD Vance sal by Donald Trump leer en daar's moontlik 'n opvolger vir Donald Trump? Absoluut so. Ek dink jy wys 'n baie belangrike punt uit en jy's heeltemal reg in jou observasie. Kyk, die eerste Trump-termyn het op baie terreine gesukkel. Daar's verskeie terreine waarop die eerste Trump-administrasie groot uitdagings gehad het en dit het veral te maak gehad met aanstellings van senior personeel. Kyk, Trump het natuurlik baie mense maar geërf vanuit die Republikeinse party wat dikwels sy eie beleid ondergrawe het. Tydens sy eerste termyn is hy van uit die Withuis ondermyn. Daar was mense wat in sy administrasie gewerk het wat hom ondermyn het. Hy het met ander woorde geweldige hoë omset van personeel gehad. As jy nou maar teruggaan na Oktober 2017, hierdie selfde tydstip in Trump se eerste termyn. Binne daai eerste 9 maande het hy dink ek omtrent iets soos 15 ministers al reeds verloor wat hy moes vervang het, wat hy of moes afdank of wat bedank het. Geweldige onstabiliteit binne sy administrasie gehad. Gesukkel om mense aan te stel wat betroubaar was. Hulle moes in al die staatsdepartemente aanstel. Dit was 'n byna onmoontlike stryd. En toe Trump die 2020 verkiesing verloor, het hy en sy strategie 'n baie slim ding gedoen. Hulle het 'n organisasie opgerig, die America First Foundation. En hulle het toe 'n hele klomp mense aangestel wat eintlik 'n regering in wagting geraak het, wat letterlik begin het om in 4 jaar se tyd, en dit was nou die 4 jaar van Joe Biden, 'n regering in wording te wees, wat mense geïdentifiseer het, wat reeds in posisies aangestel kan word, en toe Trump verlede jaar in November verkies word, toe is hulle gereed met letterlike lys van duisende name
van mense wat oral in Washington in posisies aangestel kan word. So jy's heeltemal reg, kyk nou maar na Trump se kabinet. Hy het tog presies dieselfde kabinet as wat hy gehad het of wat hy aangekondig het in Januarie vanjaar. Dis 'n stabiele kabinet, 'n uitstekende minister van buitelandse sake in Marco Rubio, Pete Hegseth, uitstekende minister van verdediging, Kristi Noem wie ek onlangs ontmoet het by 'n Republikeinse konferensie, die minister van binnelandse veiligheid. 'n Mens kan aanhou en aanhou. Baie goeie aanstellings, stabiele aanstellings, hulle doen hulle werk. En ek dink dit skep 'n groot sekerheid. Ons sien dit ook met die aanstelling van ambassadeurs. En as ons so praat oor buitelandse beleid, is dit baie belangrik, want jou buitelandse beleid moet uiteindelik ook in jou diplomatieke diens deursyfer. En ons sien byvoorbeeld dat daar baie beter ambassadeurs hierdie keer aangestel word as tydens Trump se eerste termyn. En terloops Pieter, ek gooi dit sommer net hier in want ek dink dit is 'n lekker warm nuusbrokkie, maar die Amerikaanse ambassadeur wat na Suid-Afrika moet kom, Lee Brent Bozell, gaan waarskynlik volgende week voor die Senaat se buitelandse sake verskyn en dan kan hy miskien reeds goedgekeur word as ambassadeur nog voor die einde van hierdie maand. So ons gaan waarskynlik binne kom ons sê 'n maand of 2 Amerikaanse ambassadeur in Pretoria hê, wat ek dink goeie nuus is. En dit wys weer eens vir ons goeie aanstellings, baie beter aanstellings as tydens Trump se eerste termyn. Jou vraag oor die adjunkpresident JD Vance, ek dink hy beskik oor al die vermoë, intellektueel baie sterk, baie bekwame persoon. Ek dink hy beweeg tans in al die regte kringe. As ek nou maar kyk sy bewegings in Amerika, dit waarby hy betrokke is, beskik hy sekerlik oor die vermoë om die fakkel vorentoe te vat en eintlik amper 'n bietjie diepte te gee aan hierdie Trump beweging wat ons die afgelope paar jaar sien ontwikkel het in Amerika. Jaco, nou weer na die globale suide toe. Ek weet vanaand het die president van Madagaskar aangekondig dat hy regstreeks op televisie 'n aankondiging gaan maak. En daar was die afgelope tyd 'n poging tot 'n staatsgreep wat dreig in Madagaskar. Wat gebeur tans daar? Ja, 'n redelike ernstige chaos nou al van die 25ste September af wat ons gesien het van hierdie jeugbetogings, jong mense wat betoog, en natuurlik nie die enigste land nie, né? Ons het dit nou in verskeie ander lande ook gesien, dieselfde tendens van jong mense wat aan betogings deelneem. Dit het al natuurlik gelei tot die val van regerings. Ek dink maar byvoorbeeld aan Bangladesh 'n tyd gelede. Madagaskar, 'n land wat al 'n hele paar jaar natuurlik onstabiliteit ervaar. So daar was baie politieke onstabiliteit, politieke geweld, stryd gewees wat in howe afgespeel het. So dis 'n land met heel wat politieke uitdagings die afgelope paar jaar en natuurlik geweldige jeugarmoede. En ons sien dit in talle Afrika lande waar daar so baie jong mense is wat werkloos is, jy het 'n baie jong bevolking, dat hulle dan uiteindelik in opstand kom. Die nuwe dimensie wat nou in die afgelope paar dae bygevoeg is, en ek dink waarna jy nou eintlik verwys, is die feit dat nou 'n deel van die weermag by hierdie protes betrokke geraak het. Jy het nou hier oor die naweek gesien dat soldate byvoorbeeld aan hierdie protes deelgeneem het. Gisteraand het Madagaskar se president toe nou gevra vir wat hy noem 'n nasionale dialoog. Nou, dis 'n term wat ons nou al mee bekend is hier in Suid-Afrika, en ons weet daar kom in Suid-Afrika niks van die nasionale dialoog nie. En ek dink nie sy aankondiging gisteraand van 'n nasionale dialoog gaan regtig 'n oplossing wees nie. So ek het ook nou nog dopgehou, ek het nog niks gesien van enige nuwe aankondiging sover wat vanaand gemaak is nie, maar hierdie is 'n wesenlike krisis. Dit kan lei tot totale destabilisering van Madagaskar. En dan ongelukkig moet ek daarby sê, die soveelste Afrika land wat die afgelope kom ons sê omtrent 5 jaar gedestabiliseer het. Daar was 'n geweldige toename in die destabilisering van Afrika lande die afgelope paar jaar. Militêre staatsgrepe, gewone staatsgrepe, burgeroorloë, die opkoms van rebellemagte, terreurgroepe. Dis 'n diversiteit van magte wat lei tot die destabilisering van lande in Afrika tans. En ja, Madagaskar redelik naby aan die randjie van so 'n destabilisering, en dis iets wat ons maar ons oë op moet hou, né? Dis 'n land in ons streek in suidelike Afrika, dis 'n SADC lidland.
So ja, Suid-Afrika wat met die situasie moet dop. Ons word op die oomblik bietjie omring deur baie probleemlande en Mosambiek wat steeds wesenlike uitdagings het. Daar's uitdagings natuurlik nog al die tyd in Zimbabwe, ook in van ons ander buurlande. So ja, Suidelike Afrika wat in 'n krisis verkeer en weer eens, ek het dit al op hierdie program baie keer gesê, verstommend die swak leierskap uit Suidelike Afrika wat nie oor die vermoë beskik om hierdie situasies by te lê nie, om te bemiddel, om te probeer om hierdie konflik op te los nie, jy weet. Suidelike Afrika word regtig tans gestraf deur swak leierskap. Ja, kan dan op eie bodem, Sibiya het vandag begin getuig by die Madlanga kommissie, nou dat baie gebeur en ek dink dit alles terwyl jy nou in Amerika was. Maar bring ons 'n bietjie op hoogte van wat jy weet, wat by die Madlanga kommissie sover gesê was. Ja, mens weet omtrent nie regtig waar jy kan begin nie, jy weet, dis omtrent 'n sirkus, jy weet, as jy kyk na die ondervraging, die konflik tussen politieke partye. Ek kyk byvoorbeeld na Glenis Breitenbach van die DA en die konflik wat daar byvoorbeeld is met die EFF en die wyse waarop hulle dit hanteer. Dan kan 'n mens nie eintlik verwag dat 'n parlementêre komitee noodwendig groot vordering gaan maak nie. Maar wat ek dink baie duidelik is wel, wat uit al die getuienis sover baie duidelik is en ook uit Sibiya se getuienis vandag baie duidelik is dat daar 'n duidelike politieke faksies binne in die Suid-Afrikaanse polisiediens is. Dit is iets wat op nasionale vlak is, maar ook binne die provinsies. Daar is 'n geweldige ondergrawing van mense. Jy weet eintlik nie wie skuldig en wie is onskuldig nie. Mense kry soms die gevoel almal is maar 'n bietjie skuldig, party net meer as ander. En dat daar dis 'n reuse krisis in die Suid-Afrikaanse polisiediens is. Jy weet ons het op hierdie stadium nou die minister van polisie wat natuurlik tydelik ek wil eintlik sê geskort is, maar hulle sê hy is nie geskort nie. Hy's met verlof. Daar's 'n tydelike minister wat waarneem. Jy het die probleem met die hoof van die polisie, nou getuig die adjunkhoof van die polisie en vandag openbaar hy allerhande wyse waarop hy na bewering self ondergrawe is, maar ons weet dat daar self ernstige beskuldigings teen hom Sibiya self is. Dis eintlik baie duidelik dat die polisiediens stap maar die pad wat die ANC stap. Die ANC het eintlik as politieke party die afgelope 2-3 dekades die grense tussen party en staatsmasjinerie totaal en al laat vervaag. Met ander woorde, dit wat jy sien wat afspeel binne die ANC, die faksiegevegte, die magspolitiek, die stryd om toegang te kry tot hulpbronne, die korrupsie, dit word net so herhaal binne staatsmasjinerie. Ons het dit sien afspeel by SAL op 'n stadium, by Denel. Ons kan aanhou al die semi-staatsmaatskappye, maar ons sien dit afspeel in regeringsdepartemente en uiteindelik natuurlik dan ook by die polisiediens. Dit het al selfs in die intelligensiemagte afgespeel. So wat duideliker word elke dag, soos mense dophou en ja, ek was nou in Amerika en ek het die eerste deel van hierdie kommissie se werk nie so goed opgehou nie, maar as mens nou kyk tipies wat vandag ook afgespeel het, bevestig dit vir ons dat daar 'n baie diepliggende krisis in die polisiediens is. Ek wil vir jou sê, ek weet eintlik nie hoe word dit reggemaak nie. Hoe word dit herstel? Wat moet die rehabilitasieproses wees om die Suid-Afrikaanse polisiediens weer reg te ruk nie? Dit begin natuurlik by leierskap. Dit begin altyd by leierskap. En mense het 'n goeie minister nodig, jy het 'n goeie polisiekommissaris nodig, jy het goeie provinsiale kommissarisse nodig en so kan jy dit dan afwentel. Ek dink daar is oor die algemeen 'n leierskapsprobleem deur die bank van die minister af, deur die nasionale kommissaris, die adjunkkommissaris, die provinsiale kommissarisse, en dan kan jy nou uiteindelik verder af begin om dan nou al hierdie faksies in verskillende provinsies en streke te begin hanteer, die stryd wat daar is van spesialiseenhede wat nie hulle werk kan doen nie, hoe hulle ondergrawe word, hoe hulle ondersoeke ondergrawe word, ondersoeke na ernstige korrupsie. Ja, dit alles kom hier uit. So ja, dis eintlik 'n skandvlek op Suid-Afrika, hierdie kommissie se werk en dit wat ons daar moet aanhoor.
Maar die hartseer saak is, ons as gewone Suid-Afrikaners moet elke dag saamleef met die misdaad, met die realiteit dat Suid-Afrika 'n misdadige land is, dat Suid-Afrika een van die lande in die wêreld met die hoogste misdaadkoerse is. Ons het nou weer hierdie wrede plaasaanval gesien van 'n 70-jarige plaasvrou wat vasgebind is en met kookwater wat op haar uitgegooi is. Ons sien elke dag hierdie enorme misdaadkrisis in ons land en die polisie is veronderstel om die mense te wees wat dit vinnig moet ondersoek, wat moet sorg dat daar goeie speurwerk gedoen word, dat sterk sake voor die howe moet dien, dat mense in hegtenis geneem moet word, dat hulle vervolg moet word, dat hulle in die tronk moet beland. Dit gebeur tans nie. Ons weet dat Suid-Afrika tans een van die lande in die wêreld is met die swakste vervolgingskoers. Suid-Afrika het totaal en al sy vermoë verloor as land om misdadigers te vervolg en die probleem begin by die polisie. Ons weet dit. Ons ken die ou beginsels oor hoe noodsaaklik dit is as daar byvoorbeeld 'n moord gepleeg word, dat 'n inhegtenisname binne 'n sekere paar ure moet plaasvind. Daai soort dinge is wêreldwye beginsels en Suid-Afrika se polisiediens het heeltemal misluk. Jaco, en dan baie sê dat jy 'n baie goeie diplomaat sal maak want jy weet hoe werk diplomatie, maar dit lyk vir my die regering, en hierso verwys ek na die ANC, nog steeds amper half die weste en hier verwys ek na natuurlik Amerika tart. En dit is na aanleiding van 'n Russiese maatskappy wat 'n vliegtuig wat gelys is deur Amerika op die swartlys is laat inkom het. En nou is daar ook onthul in 'n rapport die afgelope naweek dat daar Gazelle helikopters wat as ek jy my nou reghelp as ek nou verkeerd is, maar dit is blykbaar ou militêre, ek dink van Frankryk en Brittanje wat gesê dit mag net vir siviele gebruik word en nou word dit weer na Libië gestuur en daar word dit natuurlik gebruik vir militêre doeleindes. So dis asof Suid-Afrika en die ANC eintlik maar half die weste net tart en geen diplomatieke stappe doen om Suid-Afrika te red nie. Ja, kyk, hierdie volg natuurlik nou na die weermaghoof se onaangename besoek aan Teheran 'n paar weke gelede, waar hy allerhande omstrede uitsprake gemaak het. Dit volg na militêre oefeninge saam met China en Rusland, allerhande beweringe oor samewerking met Iran, ook met Rusland, die Lady R-insident, wat was dit 2 jaar of meer al gelede. Daar's net soveel. Die lys van insidente word net langer en langer. Jy's heeltemal reg, hierdie Gazelle helikopters is in Frankryk gebou. Dit is deur die Franse en Britse weermagte gebruik, was toegerus met wapentuig om met ander woorde in oorlogszones mee te kan skiet. Hulle is uit diens gestel, hulle is verander weer sodat hulle vir gewone nie militêre doeleindes gebruik kan word, het bietjie hande verwissel met tyd op 'n stadium in die hande beland van 'n privaat eienaar in Suid-Afrika en op een of ander manier het hulle nou beland in die hande van generaal Khalifa Haftar, wat natuurlik al vir 'n paar jaar betrokke is in 'n burgeroorlog in Libië. Hy beheer die sogenaamde Libiese nasionale weermag, wat een van 2 weermagte in Libië is en jy kan eintlik so 'n letterlike 'n lyn gaan trek, 'n vertikale lyn gaan trek deur Libië. Die een kant word deur 'n regering wat internasionaal erken word beheer en die ander deel word dan nou deur Haftar en sy weermag beheer. En Haftar wat natuurlik noue bande het met Rusland, hoe anders dan nou ook. En hy kry dan ook baie van sy wapens en ammunisie en hulp en alles van die Russe en dan van enkele ander lande soos Iran byvoorbeeld ook. Nou hier's 2 dinge wat oortree is en ek dink dit is baie belangrik om dit te verstaan, want ek sien iemand skryf vandag 'n absolute dwaase opmerking om te sê ja, dis tog nou nie 'n internasionale oortreding om helikopters te koop of te verkoop nie, jy weet. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Hier's 2 oortredings en jy het die een Pieter genoem in jou vraag en dit is daardie punt oor die feit dat hierdie helikopters nie vir oorlog weer aangewend mag word nie. Dit was baie duidelik. Hulle is onder daardie voorwaardes ook verkoop. So hulle mag nie weer in die toekoms militêr aangewend word nie. Baie belangrik. Maar dan is daar ook 'n internasionale embargo aan die verkope van enige wapens of wapenstuig of enigiets wat in oorlog gebruik kan word aan generaal Haftar en sy weermag in Libië.
Dis 'n internasionale embargo. Suid-Afrika moet daaraan voldoen. Nou kan die Suid-Afrikaanse regering, soos wat hulle elke keer doen, hulle skouers optrek, ek wil nou sê onskuld pleit, maar eintlik pleit hulle nie onskuld nie, hulle pleit eintlik onvermoë, né? Want 'n regering moet dan hierdie dinge weet. Die Suid-Afrikaanse regering moes daarin gesien het, die land 'n Russiese vliegtuig in Suid-Afrika hier word helikopters wat in die verlede in oorloë gebruik is skielik opgelaai, dan word dit vervoer met 'n vliegtuig wat sy transponders afskakel sodat jy nie die vliegtuig kan volg waar hy gaan en waar hy land nie. Dit maak mos nie sin nie. Dit is mos nie reg nie. Ek dink Suid-Afrika se regering maak droog. Ek dink hulle is soms moedswillig en soms bloot net totaal en al onbekwaam. En ons sien waarskynlik 'n kombinasie daarvan in hierdie gebeure, maar ek kan maar vir jou sê die Amerikaners is reeds bewus daarvan. Dit voeg by tot die lysie van stappe wat die Suid-Afrikaners die afgelope paar jaar geneem het of eenvoudig toegelaat het, wat beteken dat die persepsie geskep word dat Suid-Afrika saamwerk met muishondlande en met muishondgroepe, met mense soos Haftar en met Hamas en met Hezbollah en met Iran en met al hierdie groepe. En ek is baie bekommerd en dink ons as Suid-Afrikaners moet almal baie bekommerd wees dat hierdie situasie aanhou eskaleer en dat die Suid-Afrikaanse regering maar net hulle skouers elke keer optrek. Ja, ek wou nog gesels het oor 'n bietjie van 'n opsomming van jou Amerikaanse toer, maar ek dink as jy nou weer in Pretoria is, dan kan ons miskien ook jou innooi, want ek weet daar's ook 'n paar goed, baie groot goed wat jy en jou span by Solidariteit wil aankondig in die volgende paar weke. So ons kan definitief daaroor gesels, miskien ook in 'n week of 2. Ek wil ook afsluit met daar in jou tuisdorp, waar jy jouself tans bevind, het 'n replika van president Paul Kruger alreeds 'n week gelede daar geland, maar hy is toe nou Vrydag op sy verjaarsdag onthul. Ek dink jy het toe nou net teruggekom van Amerika af, maar vertel ons 'n bietjie meer van dit wat jy daar ervaar het. Ja, pragtige geleentheid. En dit sê baie van Afrikaners en wat ons vermoë is, jy weet, om te sê dat as een monument beskadig word voortdurend en byna vernietig word en bedreig word en jy kan hom nie verbyder nie, jy kan hom nie skuif na 'n veilige plek nie, jy mag dit nie doen nie, dan gebruik jy tegnologie en jy skep 'n presiese replika van daai monument en jy gaan plaas hom op 'n plek waar hy wel veilig is. En dit is wat met hierdie Paul Kruger standbeeld gebeur het. Ons weet van die tragiese aanslag op die Paul Kruger standbeeld op Kerkplein in Pretoria. Ons weet dat daai standbeeld reeds in 'n baie swak toestand verkeer, maar ons weet ook dat Afrikaners eintlik beheer verloor het oor daai standbeeld. Hy is nie meer ons sinne nie, ons besit hom nie en ons kan hom nie verskuif nie. En wat doen ons dan? Ons maak 'n nuwe ene. Ons samel geld in van reg oor die wêreld. Duisende mense dra by en dan word 'n nuwe een gebou en hy word onthul en as 'n soort van nuwe simbool van hernuwing en voortbestaan. En dit vertel natuurlik die Afrikaners se verhaal in die geskiedenis. Jy weet, ek sê altyd vir mense, jy moet onthou, toe sommige van die mense aan die Kaap ongelukkig geraak het met die VOC, het hulle vryburgers geraak. Hulle het alles opgepak en gelos en vryburgers geraak. Toe die vryburgers ongelukkig geraak het, hulle baie mooi plase tot aan die oosgrens gelos met mooi plaashuise wat hulle gebou het en hulle het in ossewaans gebly en getrek in die binneland in. En 'n mens moet van tyd tot tyd maar weer nuut bou. Jy moet weer nuwe dinge aanpak en as jy dinge verloor, dan moet jy weer 'n nuwe een ontwikkel. Dit sê iets van 'n veerkragtige volk wat die vermoë het om altyd te skep en te ontwikkel. En ek dink die nuwe Paul Kruger standbeeld in Oranje is so iets en ek dink is iets vir ons almal om op trots te wees. Jaco, weer eens baie dankie vir jou tyd en ek sien uit om jou weer hier in Pretoria te hê in ons ateljee. Dis Jaco Kleinhans, hoof van kommunikasie by Solidariteit. Hierdie was dan die program Fokus, spesiaal dank aan Pinaar wat vir ons die tegniese behartiging het in die ateljee en natuurlik ook vir Dian wat vir ons die video-opname gedoen het. Tot volgende week.